Hallo my liewe mens, Ben en Francis en jy by die Braambos, ja, skop uit jou skoene. Die grond waarop is ons nou staan of sit of lê is eintlik heilige grond. Ek wil iets met jou deel wat baie interessant is. Lang gelede skryf ek in by Unisa om 'n BCom graad te studeer. En ek het baie vriende op baie stadium, Freddy Delport studeer B-Proc by Unisa en ek en Dion ry deur en ons gaan registreer en ons staan in 'n queue en ons vul vorms in en ons betaal geld en ons gaan na die volgende vloer toe en hier gee hulle ons elkeen so 'n pakkie boeke. So 5 of 6 boeke en papiere en hulle is so mooi aan mekaar vasgemaak en hulle gee dit vir ons. En baie opgewonde kom ons huis toe en ek kan nie wag om te begin studeer nie. Dit lyk so maklik, dis sulke dun boekies, so A5 dun boekies en daar staan bo-op dis studiegidse. Ek het baie gou agtergekom, dis nie so eenvoudig as wat dit lyk nie. En vir elke studiegids moet jy 2 of 3 handboeke koop wat baie dikker is en in 'n foreign language as 'n guy uitdrukking kan gebruik. En hier begin ek en Dion te swat aan hierdie BCom grade. En ek dink elke mens moet een van jou sterkste eienskappe moet wees om as jy iets begin dit klaar te maak. Nie 'n halfpad op te gooi, nie 'n halfpad weg te hardloop nie. As jy iets begin het, moet jy dit klaar maak. As jy besluit jy wil gemeenskap hê met 'n man of 'n vrou en as 'n babatjie op pad, dan moet jy nie weghardloop nie, jy moet dit klaar maak. As jy besluit jy wil by die huis van die Here aansluit, moet jy nie die eerste obstakel wat jy kry weghardloop nie, jy moet dit klaar maak. En so is ek gedetermineerd om hierdie graad klaar te maak. Wat toe nou nie so vinnig en so maklik was as wat ek besluit het nie, maar ek het vasgebyt, ek het geleer in die nagte. Ek onthou op 'n stadium was ek en Francis baie arm en dan werk ek in Johannesburg van 8 tot 7:30 tot 4 dink ek en dan ry ek trein, ek ry al 6 uur en ek kom so weer 6 uur in die aand by die huis, dan laai sy my by die stasie op en jaag ons huis toe, dan maak sy vir my kos, dan jaag ek Welgedag toe en dan tik ek vragte tot 12 uur en dan jaag ek terug en dan swat ek van 12 tot 3. In 3 uur gaan slaap ek en 5 uur staan ek op. As ek nou daaroor dink, as ek sommer moeg, as ek net daaraan dink. Maar ek het vasgebyt en my vrou het vasgebyt en my kinders het vasgebyt en ons het deur hierdie moeilike stryd gegaan en toe eendag toe kry ek 'n brief wat sê jy het 'n BCom graad. En onmiddellik herinner dit my aan die woord van God wat sê, en ek wil dit vir jou lees, net die Bybel hier naby my kry. Ek onthou die gradeplegtigheid en hoe trots my pa, my skoonpa was wat saam gegaan het en my vrou en ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Onmiddellik kom daai vers by my op van 2 Timoteus 4 vers 7. Ek het die goeie stryd gestry. Jene in tye van voorspoed en teëspoed het ek en Francis, sy het vasgebyt, sy het gras gesny, sy het baie goed gedoen en ek het in daai studeerkamer gesit, soos ek jou net nou gesê het, tot 3 uur in die môre. Ek het partykeer gehuil, ek het partykeer gelag, ek het partykeer die boeke gegooi van frustrasie, as dit 2 uur die môre is en jy verstaan 'n ding nie, en daar's niemand wat dit kan verduidelik nie. Daar's goed wat nie sin maak nie. En jy skree uit, help,
dit voel of jy teen die ceiling vasskree, want niemand kom help nie. En toe ek nou die graad kry, toe dink ek aan Filippense 3 vers 14, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is, en ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Jesus Christus. Ek dink aan daai, terwyl ek in die nagte so sukkel, en dit gaan nie goed nie, en ek onthou op 'n stadium met my kar opgepak, en ek het nie geld om hom reg te maak nie, en nou moet ek dit self doen, en ek is nie 'n handyman nie, en ek sukkel, en daar's niemand om te help nie, en Francis probeer, en sy partykeer vryf sy my rug, en partykeer bak sy vir my 'n chocoladekoek, ook is nou so lus vir een. En so het ons die stryd gestry, want ons het besluit, ons gaan hierdie graad doen, en ek gaan leer, en ek sal aanhou tot ek deurgekom het. Wat het my graad nou eintlik te doen met waaroor ek en jy gesels vandag? Daai graad in jou lewe kan jy amper sinoniem langs mekaar sit, dit loop dieselfde pad. Jy kry hierdie handboek, hierdie studiegids, en voorop hom staan die Bybel. En hierdie Bybel sê vir jou, kom ons loop die pad. Jy moet leef wat God wil hê jy moet doen, en dan moet jy dit prakties gaan leef. En dit is nie altyd voor die hand liggend nie, dis nie altyd maklik nie, dis nie altyd, as jy hierdie pad moet loop, en hy so moeilik, en jy's hartseer, en jy sukkel, en is laat in die nag, en jy kry nie die antwoorde nie, en jy roep, soos die psalmdigter in Psalm 121 sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En as jy opkyk, dan sien jy die ceiling, en niks kom terug nie, en jy raak moedeloos, en jy wil handdoek ingooi, maar die heeltyd hier in jou agterkop het jy net een doel voor oë. En dit is, ek het net een ding, ek vergeet wat agter is, ek vergeet van gister en eergister, en ek strek my uit na wat voor is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry. My liewe mens, dit het tyd geword dat ek en jy begin najaag, vergeet van die goed wat gister en eergister gebeur het. Daarom sê die woord van God, vergewe 70 maal 7. Want ons hou ons so besig met gister en eergister, laat ons oë van die toekoms afhou. Ons haal ons oë af van die beloftes wat God gemaak het. En nou is ons in hierdie, ons is nou besig om te studeer. Oktober maand, o mooiste maand, was altyd eksamentyd by Unisa. En dan sing hulle Oktober maand, o mooiste maand, en dan sit ek die radio af, dan sê ek hou niks van Oktober maand nie, want is eksamentyd. Dan moet ek en jy rekenskap gee oor wat ek geleer het. Daai oggende wat ek 12 nagte, wat ek 12 uur begin leer het, partykeer kom Francis daar in 2 uur. Dan lê ek met my gesig voor op die lesenaar, vas in die slaap. Dan maak sy koffie, dan gaan was ek my gesig in die swembad, dan sit in die winter, dis ijskoud, dan kom ek terug en ek drink my koffie en ek eet my chocoladekoek en dan gaan ek weer aan. En dis wat ek en jy moet besef. Ons moet die stryd stry. Ons moet, dit gaan nie maklik wees nie. Ek luister na hierdie prosperity ouens wat sê, we all going to heaven, en ons gaan baie geld maak, en ons gaan lekker lewe. Nêrens in die woord van God sê dit is so nie.
Maar nou wil ons dit graag so hê, en as dit nie so is nie, dan wil ons handdoek ingooi. Dan wil ons sê, nee, weet jy wat? Ek gaan opgee. Ek gaan opgee. Ek gaan nie meer kerk doen nie, want ek hou nie van die musiek nie. Ek gaan nie meer kerk doen, ek hou nie van die predikant nie. Jy's nie daar om van die predikant en die musiek te hou nie. Jy's daar om van God te hou. Jy's daar om te hoor wat die Gees van God vir jou sê. En in elke boodskap is daar iets vir jou en my om huis toe te vat. Maar jy moet oplet in die klas, jy moet oplet in die diens, want partykeer praat God se stem so sag. Hy praat so sag dat ons hom nie altyd hoor nie. So ek wil jou waarsku vanaand, oor ek die stryd gestry het. Ek het die wedloop volëindig, ek het die graad gekry. Maar vanaand praat ons nie oor BCom grade in boekgeleerdheid nie. Ons praat oor die ewige lewe. Ons praat oor waarheen is jy regtig op pad? Sien jy kans om hierdie stryd te stry, om die wedloop te volëindig? Sal jy jou geloof behou tot ons voor God moet staan? Of het jy klaar handdoek ingegooi? Jy is klaar moeg. Jy woon nie meer die bidure by nie, jy woon nie meer die dienste by nie. Jy bid nie meer nie, want jy glo nie meer nie. Jy kyk nie meer op nie, maar jy kyk af in die graf. Jy sien eerder die dood as wat jy opkyk in die lig en die lewe sien. Jy gee eerder gooi handdoek in met jou huwelik, jy gooi handdoek in met jou ouers, jy gooi handdoek in met jou kinders, met jou familie, met jou vriende, met jou werk, met jouself. Is jy nog in die stryd besig om te stry, om 'n kind van God te wees? Dis die middel van die jaar, die helfte van die jaar is verby, die tweede helfte is gewoonlik vinniger as die eerste helfte. Nou wil ek jou vra, wat het ek en jy hierdie eerste helfte bereik? Hoeveel keer het jy gaan slaap sonder om met God te praat? Hoeveel keer het jy dae laat verbygaan sonder om sy woord te lees? Hoeveel keer het jy, terwyl God se woord so duidelik sê, moenie dronk word van wyn nie, dronk geword van wyn, en jou huwelik het daaronder gelei, jou kinders het daaronder gelei, jou lewensmaat het daaronder gelei. Baie mense vra vir my, waar's God as ek hom nodig het? En al antwoord wat ek altyd het is, weet jy wat, hy's net daar waar jy hom gelos het. Daar toe jy iets gedoen het wat jy geweet het, teen die wil van God is. Daar het jy vir hom gesê, Jesus, los bietjie my hand. Los my bietjie uit. Ek kan hierdie ding self doen. En dan het jy uitgevind, jy kan nie. En dan blameer ons God. Waar's God as ek hom nodig? Waar's Jesus? Ek wil liewer ai glo as wat ek die Bybel wil glo. Ek wil liewer niks volg nie, voor ek God volg. Want ek weet nie wie kan ek vertrou nie, ek weet nie waar hy is nie. Terwyl die woord van God sê in Psalm 121 vers 5, ek is die skade weer langs jou. Waar is hy nou? Hy is die skade weer langs jou. Waar is die Heilige Gees? Hy kan net op een van twee plekke wees. Hy kan of langs jou wees in die skade weer, of hy kan in jou wees, in jou hart, in jou siel, in jou verstand. Maar hoe kry ek hom van op die grond, die skade weer langs my na in my hart? Die 5-punt plan. Ag, ek vertel jy so baie van die 5-punt plan. Bekeer. Hou op om te doen wat jy weet wat nie reg is nie. Laat jou doop. Nee, word gehoorsaam aan die woord van God.
As die woord sê nee, is dit nee. As hy sê ja, is dit ja. Word gehoorsaam aan die woord. Laat jou doop. Dis nie 'n tradisie nie. Dis nie iets wat jy doen oor jy lus is of nie lus is. Dis 'n opdrag van God. Nou het jy die reg, die autoriteit om te sê, come Holy Spirit, I need thee. Come sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power, Lord. Come in thy own gentle way. En wie wat sê? Sê God. Jesus sê, ek gaan die Vader, God die Vader vra, om 'n deel van hom in jou in te plaas. En dan gaan ek en jy ophou terugkyk. Die goed wat my ongelukkig gemaak het, die goed wat my hartseer gemaak het, die kere wat ek geval het, ek het ook vakke gepluk, en maar net teruggegaan en aangehou. Ek het 'n vrou gehad wat my gemotiveer het, wat saam met my die pad geloop het, wat saam met my gelag het, en saam met my gehuil het, en saam met my betaal het, in die eksamen van die lewe, het elke man en elke vrou en elke kind 'n Heilige Gees, wat saam met jou die pad gaan loop, wat saam met jou gaan lag, saam met jou gaan huil, saam met jou gaan swaar kry, saam met jou gaan opgewonde wees. Tot op daai dag is die tweede bassein blaas hulle in Christus tot 'n ewige lewe, en hulle buite Christus tot 'n ewige oordeel. Waar staan jy in jou studiegids met jou voorbereiding vir die eindeksamen? As ons sing 'n mooi liedjie daar by die kerk, as die rol daar afgelees word, is ek daar. Ek en Fransis het baie Pretoria toe gery, laat in die aand, vroeg in die môre, dan is die uitslaa op, dan gaan soek jy jou nommer. As die nommers afgelees word, dan sê ek en sy en die kinders daar, en partykeer ry ons huis toe, dan heilig, en partykeer ry ons huis toe, dan juig ek, tot daai dag wat ek die laaste uitslaa kry, en hulle sê, weet jy wat, jy's 'n gradiandi. En wat gaan hulle sê van my en jou as ons voor God staan? Mooi so goeie en getroue kind, of gaan weg, ek ken jou nie. Ek wil jou nooi vanaand. Ek wil vir jou sê, kom ons vra God om ons te help, om die stryd te stry tot die einde. Moet dit nie alself probeer doen nie. Ek sou nooit daai graad gekry het, dis nie vir Fransis, my vrou en my kinders was nie. As hulle my nie ondersteun het en gehelp het nie, sou ek dit nie gemaak het nie. As jy nie die Heilige Gees kry om jou te help nie, gaan jy nie die stryd kan stry nie, gaan jy nie die wenpaal behaal nie. Is jy gereed? Is jy gereed om die stryd te stry? Om die einde te bereik, om die kroon van die ewige lewe te ontvang. Here, baie dankie vir elke mens wat nog in die stryd is, die stryd van die ewige lewe. Baie dankie vir elkeen nog wat u kind wil wees. Here, dis nie maklik nie. Ons bid teen die ceiling vas, ons bid teen die mure vas, ons raak moedeloos, ons kry seer, ons huil, ons voel verlate, ons voel verlore. Soos 2 uur in die nag in 'n studeerkamer, as almal slaap en jy's moeg, dan voel jy so useless, ek is te dom, ek gaan dit nie maak nie. Miskien is daar mense wat nou sê, ek is te vuil, ek gaan nooit skoon kom nie, ek dink nie God wil my hê nie. Here, ons weet u wil, en ons wil u hê. Ons wil hê u moet deel wees van ons lewens. Ons wil die stryd stry, ons wil die wenpaal behaal, ons wil die kroon van die lewende, van die ewige lewe ervaar en besit, in Jesus naam. Amen. My liewe mens, ek daag jou uit. Stuur my WhatsApp, ek gaan nou my nommer vir jou gee. Stuur my WhatsApp en sê, weet jy Ben, ek het iewers opgehou swat aan die boek van die lewe. Of ek het nuwe opgewondenheid, ek het nuwe blydskap, ek wil weer begin.
Ek het 'n paar toetse gedop. Dit is verskriklik. As jy toets dop en jy moet volgende jaar weer begin studeer aan dieselfde goed wat jy gedink het jy ken en uitgevind het jy het nie. Stuur my 'n WhatsApp, sê Ben, bid saam my, praat saam my, loop saam my. Ek beloof ek gaan. Maar jy moet die besluit neem. Jy moet vanaand die besluit neem. Ek gaan hierdie eksamen deurkom. As jy nie deurkom, ek gaan jou oor en oor skryf tot daardie dag wat jy nie meer 'n herkry nie en jou bassein blaas. Baie dankie, my liewe mens. My telefoonnommer is 072 577 1196 072 577 1196. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel bly, elke week selfde tyd, selfde plek. Dankie vir elkeen se finansiële bydrae. Dankie vir elkeen se geestelike bydrae om saam ons te bid, vir ons te bid, saam ons in te tree. Baie liefde, Ben en Francis Loubser. Ons gemeente is Jesus is lig in Eastvale Springs. Die Here seën u.